Bugs. Ons het laasweek geleer hoe Jesus gebore is en Matteus het vir ons bewys dat Jesus die Messias is. Kom ons antwoord gou 'n paar vrae om te kyk of julle nog kan onthou wat julle geleer het. Eerste vraag is, met watter man begin Matteus Jesus se familiestamboom? Met Abraham. Kan julle nog die 5 name onthou wat Matteus in Matteus 1 noem, 'n name van Jesus? Seun van Abraham, seun van Dawid, die Christus, Jesus en dan Immanuel. Kan julle onthou wie was Jesus se ma en aan wie was hy verloof? Dis sommer 'n maklike een, Maria en Josef. En dan laaste, wat het die engel gesê vir Josef? Moet hulle die baba noem? Dis reg, hulle moet hom Jesus noem. Nou ek is seker julle almal hou baie van 'n skattejag en vandag gaan ons leer van 'n klomp manne wat van baie ver af gekom het om 'n skat te soek. Maar hierdie skat was nie 'n waardevolle ding nie, maar 'n waardevolle persoon, naamlik die koning van die Jode. God het mens geword en op die aarde kom woon, maar die mense het baie verskillend op hom gereageer. So kom ons kyk wat gebeur het. Ons gaan saam lees in Matteus 2 vers 1 tot 12. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggegaan. Ons weet nie presies wie die wyse manne was of waar hulle vandaan gekom het nie, maar ons sien dat hulle 'n duidelike doel gehad het, om die koning van die Jode te aanbid. Beide Herodes en die wyse manne het dieselfde vraag gehad, waar sou die Christus gebore word? Die priesters en die skrifgeleerdes het dit baie gemaklik geantwoord dat hy in Bethlehem gebore sou word, volgens die profesie wat geskryf is in Micha 5 vers 2, en dit is honderde jare geskryf voordat Jesus gebore is. Hierdie godsdienstige mense het geweet wat die profesie sê, maar nog steeds het hulle dit geïgnoreer en niks gedoen om Jesus te vind nie. Maar hoe het die wyse manne gereageer? Hulle was verskriklik bly gewees en hulle het Jesus aanbid deur geskenke van goud, wierook en mirre. God het nie net vir Jesus beskerm deur die wyse manne te waarsku nie, maar hy het ook vir Josef in 'n droom gewaarsku. En hy het vir hom gesê dat Josef saam met sy gesin moet vlug na Egipte. En Josef het toe ook vir God gehoorsaam. Die Ou Testament profesie is hierin vervul, toe God in Hosea 11 vers 1 gesê het, toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad en uit Egipte het ek my seun geroep. En in hierdie gedeelte verwys hy na sy volk vir wie hy lief was, Israel, wat hy uit Egipte gebring het in die tyd van Moses, maar hy verwys ook vorentoe, na die tyd net nadat Jesus gebore is,
wat hy vir Jesus uit Egipte uit sou terugbring. Kom ons lees nou verder wat koning Herodes se reaksie was op Jesus se geboorte. Ons gaan lees in Matteus 2 vers 16 tot 18. Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is toe hy gesê het: 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Alhoewel Herodes deur die Romeinse regering aangestel is as koning, het hy nie die wettige reg gehad tot die troon van Dawid, soos wat Jesus gehad het nie. Maar hy wou so graag koning wees, dat hy so kwaad was, en hy het besluit om al die babietjies van 2 jaar en jonger in die area van Bethlehem dood te maak. Hierin is die profesie vervul, wat in Jeremia 31 vers 15 gesê is, dat ma sou huil oor hulle dooie babas. En dit het daar verwys na die tyd van ballingskap, maar dit het ook vorentoe gewys na hierdie tyd na Jesus se geboorte, wat Herodes die babietjies sou doodmaak. Kom ons lees nou die laaste paar verse in Matteus 2, vers 19 tot 21 en ook vers 23. En na die dood van Herodes, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het." En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nasarener genoem sou word. Weer het Josef vir God gehoorsaam en hy het sy gesin teruggebring van Egipte af en hulle het in Nasaret gaan bly. En dit was sodat nog 'n profesie vervul sou word. Nasaret was 'n baie eenvoudige, nederige dorpie wat mense nie baie van gehou het nie. En daar is Ou Testament verse wat sê dat die Messias verag en verwerp sou word. En so is Jesus ook verag en verwerp omdat hy in Nasaret groot geword het. Een van die verse wat dit vir ons leer is in Jesaja 53 vers 3. Dit sê: "Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie." So ons sien deur die vervulling van 4 verskillende profesieë in Jesus se geboorte, dat God altyd in beheer was en dat sy plan altyd sal gebeur. Jesus is waarlik die Messias en die koning van die Jode gewees. Vandag het ons 3 verskillende reaksies gesien op Jesus se geboorte. Koning Herodes het verkeerd gereageer deur Jesus te wil doodmaak. Die priesters het ook verkeerd gereageer deur Jesus as Messias te ignoreer, maar die wyse manne het reg gereageer deur Jesus te aanbid. Hoe reageer jy teenoor Jesus as koning? Aanbid jy hom, haat jy hom of ignoreer jy hom net? Hulle wat Jesus nie aanbid en aan hom onderwerp as Christus en verlosser nie, sal verlore wees in hulle sonde as hulle doodgaan en dan vir ewig verlore wees. Moenie een van daardie mense wees nie. Bekeer jou van jou sonde, onderwerp jou aan Jesus as koning en vertrou op hom as verlosser. Gehoorsaam hom, net soos wat Josef God se opdragte gehoorsaam het. Ons wat gered is, moet bly wees dat ons die geskenk ontvang het om God te kan aanbid, Jesus te kan aanbid as verlosser en Christus en koning. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike gawe van Jesus Christus, wat dit moontlik maak vir ons om gered te word. Help vir ons om reg te reageer op hom. In Jesus naam. Amen. Maats, ons gaan nou 'n liedjie sing wat ons gewoonlik aan die einde van die jaar tydens Kersfees sing, maar ons gaan dit nou in die middel van die jaar sing, maar dit gaan oor Jesus se geboorte, en dit is Al was ek nie daar nie. Kom ons sing dit lekker saam. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die klip en Maria, met die klein
onthou dat ons verlede week met 'n nuwe versie begin het. Matteus 1 vers 21 tot 23. Kom ons hersien dit en dan lees ek vinnig saam. Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Kom ons sê die versie vinnig saam, dan wys ek sommer vir julle ook die bewegings. Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ons gaan nou 'n speletjie speel. Die speletjie werk so. Daar is 3 rondes. Die eerste 2 rondes gaan ek elke keer woordjies toeplak. Met elke ronde gaan nou net meer en meer woordjies toegeplak word, voor die 3de ronde die plakkaat heeltemal weggevat gaan word. Ek hoop teen die tyd kan julle al die versie amper uit julle kop uit sê. Kom ons speel lekker saam. Julle sal sien, ek het nou 'n paar woordjies toegeplak. Kom ons sê nou weer die versies saam. Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Soos julle kan sien, het ek nou nog meer woorde toegeplak. Kom ons sê dit weer saam. Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ek het nou die plakkaat afgehaal. Kom ons probeer die versie opsê sonder geen woorde nie. Uit ons eie uit, saam met die bewegings. Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul kan word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Vir jou laaste keer, maats, kom ons probeer om die versie so vinnig as moontlik, so vinnig soos wat jy kan. Kom ons probeer om die versie so vinnig as moontlik op te sê. 1, 2, 3.
Matteus 1 vers 21 tot 23. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met